Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Nou gister het ons 'n bietjie gesels oor atmosfeer. Dat wat kan 'n atmosfeer bring? Nou vandag gesels ek oor iets wat baie hand aan hand gaan met 'n atmosfeer en dis invloed. My boetie en sisse, ek dink nie ons sal ooit besef hoe belangrik is invloed nie, maar nog meer, hoe kragtig is invloed. Kom ons vat 'n voorbeeld. As jy in 'n gesprek is en die persoon vertel vir jou nou van hierdie mense wat hulle seer gemaak het, te nagekom het en jy het hierdie prentjie nou basies in jou kop. Hoe is daai prentjie ontstaan? Deur invloed. Jy's beïnvloed deur wat daai mense oor daai persoon vir jou geskep het. En dan het jy nou die prentjie en soms kom dit daarop neer, maar die storie wat vir jou vertel is verdraai. Dis 'n heeltemal 'n ander storie. Dan is jy op so 'n manier beïnvloed dat jy die slegte dink, waar dit ook glad nie eers so is nie. My boetie en sisse, wat doen ons om seker te maak dat die invloed wat ons kry is die regte invloed? Sal ons dit weet? Nee. Sal ons dit kan onderskei? Ja, ons sal kan. Hoe doen ons dit? Met die wysheid van God. God sê vir ons in Jakobus 1 vers 5, julle wat wysheid kort kom, vra en ek sal dit vir julle gee. My boetie en sisse, daar is niks so belangrik soos om iets aan te pak wanneer dit kom by wysheid nie, en dan nog meer 'n gees van onderskeiding. Dit is ook baie belangrik in 'n kind van God se lewe om 'n gees van onderskeiding te hê, want dan sal jy kan agterkom, is hierdie invloed negatief of is dit positief? Ek meen, as 'n positiewe invloed vir jou gegee word, dan gaan dit mos nou 'n positiewe uitwerking hê. Dieselfde met negatief. As jy 'n negatiewe invloed gekry gaan, val ek oor my woorde, as jy negatief beïnvloed gaan word, dan gaan jy mos nou negatief wees. So dis so belangrik ook, nog iets wat ek met julle wil deel, is woorde. Die woorde wat jy spreek, wat se invloed het daai woorde op die mense rondom jou? 'n negatiewe invloed of 'n positiewe invloed? So ek wil vandag by jou los, dat hoe belangrik is dit om onsself te omring met positiwiteit, met positiewe mense wat vir ons positief kan beïnvloed. Psalm 1 vers 1 sê nie verniet, dat moenie in die kring van die spotters sit nie. Die hele Spreuke, meeste van die verse in Spreuke praat van hoe ons wysheid moet hê, want wysheid gaan ons so ver bring, maar dwaasheid, nee, ons het nie veel van 'n kans wanneer dit kom by dwaasheid nie. So my boetie en sisse, ek weet, dis 'n kort woord, maar ek wil dit nie uitrek nie, want dit help nie, ek rek dit uit en dan mis ons die punt nie. Die punt wat ek wil maak is, dat maak seker, dat dit wat met jou gedeel word, dit wat mense vir jou vertel, die invloed, vra vir God vir 'n gees van onderskeiding, vra vir God vir wysheid, en natuurlik, meet hierdie invloed, is dit positief of is dit negatief? Kom ek bid vir ons. Here, baie dankie dat ek vir my boetie en sissa kan bid vandag. Dankie vir die woord wat U op my hart gelê het om vir hulle te bring. Liewe Here, soms maak dit nie vir my sin nie, maar liewe Here, U weet hoekom. Ek bid in Jesus naam, Here, om vir elke een van ons die wysheid en die insig te gee, om te kan onderskei, wanneer die invloed wat ons ontvang, positief of negatief is. Asseblief, Vader, in Jesus Christus se kosbare naam is dit my gebed. Amen en amen. My boetie en sisse, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk mooi na julle self, en as dit God se wil is ek môre weer terug met 'n woord. Totsiens julle.